Goeiemôre vriende, dis Saterdag 22 Augustus. Ook in hierdie laaste dagstukkie van die week lees ons Bybeltekste oor wilde voëls in God se skepping. Ons tema vandag is alle voëlsoorte word rein verklaar deur Jesus. Ons gaan lees uit Handelinge 10 vers 9 tot 15. Die volgende dag teen 12:00 die middag, toe hulle op reis al naby die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaar gemaak het, het hy in geesvervoering geraak. Hy het die hemel oop gesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die 4-voetige en die kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, "Kom Petrus, slag en eet." Maar Petrus sê, "Nooit nie, Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie." Hy hoor die stem toe weer, die tweede keer, vir hom sê, "Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie." In die Ou Verbond was wilde voëls geklassifiseer as reindiere of onrein diere. Israeliete mag nie onrein voëls geëet het nie. Hulle mag hierdie voëls nie eers aangeraak het nie. In Levitikus 11 vers 13 tot 19 en in Deuteronomium 14 word lyste gemaak van onrein voëls. Die lyste was lank: arende, lammervangers, visarende, aasvoëls, valke, alle kraaisoorte, volstruise, seemeeuwe, alle roofvoëls, uile, visvangers, ibisse, flaminke, pelikane, swane, ooievaars, reiers, hoephoepe en vlermuise. In 1 Konings 17 lees ons dat die Here die onrein kraaie beveel het om vir die honger Elia te sorg waar hy weggekruip het by die kritspruit. Is dit nie merkwaardig nie? Dalk was dit al 'n voorspel na die bedeling van die nuwe verbond, waar daar in Christus nie meer onderskeid gemaak word tussen rein en onrein voëls nie. Petrus moes later leer, onbesnede mense en mense sonder die wet van Moses is nie meer onrein mense nie. Gou-gou moes die kerk nog meer leer, kos wat aan afgode geoffer was, is nie meer onrein kos nie. Filippus moes in Samaria leer, 'n ontmande, gekastreerde mens is nie meer 'n onrein man nie. Vriende, die boodskap het duidelik deurgekom. In Christus Jesus mag niemand meer onderskei tussen rein en onrein voëls nie. Meer nog, niemand mag sekere soort mense onrein of minderwaardig ag nie. Alle wilde voëls en alle menssoorte is rein en aanvaarbaar vir Jesus, ongeag die samelewing of godsdienste se rein-onrein klassifikasies. Omarm alle soorte mense in jou hart, anders sal ons nooit die evangelie na die hele wêreld kan neem nie. Kom ons bid saam. Here, U het soveel soorte diere en wilde voëls geskep. Ons verwonder ons daaroor en waardeer elkeen na sy aard. Help ons om ook elke mens, ongeag van ras, klas, seksualiteit, kultuur, taal, gebrek of onvermoëndheid, om elkeen waardig en met respek te hanteer. Dankie dat U ons voortdurend reinig van sondeskuld. Help ons ook om rein te lewe deur die liefde van Christus te lewe.
Amen. Vriende, dankie vir die week saam. Mooi loop.